Welkom by Conversations That Matters. My naam is Charlene Elliott en vandag gesels ek met iemand baie besonders. En hierdie gesprek van vandag gaan sommer 'n aanloop wees na Vroue Maand toe ook. So ek gesels vandag met Clyde Lakay. Clyde, baie welkom by Conversations That Matters. Dankie baie, is nice om hier te wees. Ja, dis my interessant hoe ons baie eintlik gekruis het, nê? Ja. Vinnig ontmoet daar op 'n Parel FM waar jy besig was met 'n gesprek op die radio waaroor ons later in die program gaan gesels. Ja. Maar Clyde, vertel vir ons 'n bietjie, wat doen jy tans? Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Weet jy, dit is seker die moeilikste vraag om te beantwoord. Ek vrees altyd wanneer mense sê, okay, nou wie is jy? Vertel 'n bietjie meer van jouself. Want ons het so baie hoede wat ons opsit elke Natuurlijk, dag. ja. Basies, ek is 'n pa van 'n 13-jarige seun. Dit is nog tienerfase, dit is Dis daai hormoonfase. verstaan, alles wat ek doen is verkeerd Ja. maar hulle vergeet ons was ook 13 op die tyd. Ja, natuurlik. En dan is ek die bestuurder of die eienaar van Pixel by Design. Dit is 'n vehicle branding en signage company hier, local in die Parel. Okay. En ja, dan is ek hou 'n beer-connoisseur. Ek love biere probeer, verskillende craft beers en wyn. Ek werk in die wynindustrie ook of al die jare. Ek is oorspronklik 'n package designer wat gespesialiseer het in wynlabels. Sure. So daar's 'n paar wynplase wat ek gedesign het, soos hulle labels vir hulle bottles. Ja. Oh, wow. In a nutshell, Dit is wie jy is. Ja. Maar dis 'n klomp hoetjies, nee? Ja. Dis 'n klomp hoetjies met 'n klomp uitdagings wat saam met dit natuurlik kom. definitief. Laat sê vir my, hoe lank is jy nou al die eienaar van jou besigheid? Kyk, dit is eintlik my derde besigheid. Oh, wow. Ek het in 2017 het ek begin met Orange Me. Dit was strictly net package design wat ek gefokus op. En toe het ek in 2020, toe het COVID gestryk en dit was, alles het moes nou stil gestaan. Ja, Na COVID het ek met 'n ander maatskappy, wat jou ding. So, snaakse storie, wat jou ding is 'n baie local slang Ja, ding, maar dit was so catchy met die kliënte gewees. Wat is jou ding? Like, wat is jou probleem wat ek kan oplos? En ek het gefokus op promotional items, branding, banners, al hierdie klomp goedjies en dit het goed geloop, maar hoe meer ek gegroei het of hoe meer my company gegroei het, moes ek die naam verander. Dit het nou nie meer, dit is nie gepas in die corporate in die gedeel- corporate industry. gedeel, ja. So en dan het ek nou in Pixel by Design het ek begin so 2 jaar terug, wat is 2026 so 2024 toe het ek nou net die naam verander, selfde maatskappy. Wat jou ding het ek nou net na Pixel by Design verander en net meer gespesialiseer in voertuigbranding en signage. Okay. Ja. En waar het die liefde daarvoor gekom? Is dit iets wat jy as 'n jong seun wou doen of wat was jou droom as 'n jong seun? Ek wou 'n argitek gewees het toe ek klein was en Okay. ek was altyd baie kreatief. Ek het op laerskool boekpryse gewen vir teken en vir skryf en like short stories. En so dit was altyd daar. In vakansietye wanneer ek op skool was, het ek geleer teken in plaas van om beter te gaan speel of iets soos dit. So ek het altyd dit gelike. En toe ek matriek klaar is, toe gaan doen ek computer, want dit was die inding daai tyd Ja, gewees. natuurlijk. Almal wou computer specialist word. IT's. Ek het nooit daarvan gehou nie. Dit was nie vir my aanvallend nie. Dit het nie vir my saam met my gewerk nie. Ja. En ek het opgeskop. En toe sê my ma vir my, jy gaan nie by die huis sit nie. Natuurlik. You know, en toe het ek my pa daai tyd by Paul Webb, dit was daar wat Ja. hier onder in die pad net gaan werk. En toe sê my pa maar hy gaan vir my nie Heinrich kan hy dag, hy was die printers mechanic
by Paul Web al die masjiene reggemaak en goed. Sure. So toe ek daar gaan werk en net 'n jaar daar gewerk, want ek is jonk, my vriende kuier en dan moet ek nagskool werk en toe besluit ek, toe bel 'n vriend van my, skus, en hy sê my, hier's 'n geleentheid vir 'n DTP operator. Ek sê, wat is 'n DTP operator? Ek het geen idee wat dit is nie. It's 'n desktop publishing operator. Wow. Basies wat 'n graphic designer is, maar jy werk in die printindustrie. So enige kunswerk wat inkom, jy design dit, jy maak dit printable, want dit is 'n baie intricate tipe ding om iets printable te maak. Dat jy kan soos hierdie boek cover. Hoe dit geprint is nie noodwendig hoe dit op die skerm vertoon. Ja. Maar ja, toe het ek nou in dit ingekom en gegaan en ek het dit gelaf. En daar het dit net gegroei. Okay. So totdat ek nou my eie maatskappy het en Ag, dis lekker. Ja, so dis so 'n bietjie van wat jy nou tans doen en hoe dit aangekom het tot waar jy vandag is. Maar vertel vir ons, wie is Clyde Lakai? Wie is Clyde Lakai? Waar het hy groot geraak? Wie is sy ma? Wie is sy pa? Het hy broers? Het hy susters? Vertel vir ons 'n bietjie. Laat ons weet wie is die man agter die naam. Okay, so ek was gebore in Wellington. My ma is oorspronklik van Wellington. Rosalind is haar naam. En my pa was van Peniel. So my pa het toe besluit daai tyd, want Peniel was 'n baie klein dorpie. En hulle het nie wel ingestaan met mense wat buitekant afkom nie. En my pa het altyd gesê, hy gaan nooit 'n vrou vat van die dorpie nie. En hy het toe uitgegaan en my ma ontmoet van Wellington. En so ons het ek dink my eerste, tot dit met ek 7 was, of 8 was, het ons in die Wellington gewoon. Okay. En ek was by Paul Gedink in die Wellington laerskool vir 'n eerste gedeelte, en toe kom ons moes nou Penel toe. En ek het my skoolloopbaan daar gedoen, op Penel Primêr, maar ek was baie slim. Ek het van graad R nou, Ja. sub A, het ek eerste gestaan, nie net in my klas nie, maar in my graad. Sjoe. So, ek was baie intelligent. Ja. Ek is baie intelligent. Maar dit het nie baie goed met vriende. Natuurlik. Ek was die nerd. Ja. En so, ek was baie 'n maklike target vir bullying. Sjoe. So, op laerskool het hulle vir my verskriklik baie geboelie. Ek was mos nou die slimste en Ja. mense het my net, ek het nooit beklei nie, so dan het hulle vir my is 'n moffie, of dit het hulle vir my genoem. En op 11, dit was nogal vir my emosionele tyd geweest. Toe ek 11 jaar oud was, was dit so erg dat ek gedink het daaraan om selfmoord te pleeg. Dit was Sjoe. regtig, dit was 'n moeilike tyd in my lewe, maar ek is 'n kind As gevolg van die kinders Wat vir my- wat jou so geboelie het op skool. op skool. En Clyde, as jy nou terugdink, was dit meeste van die tyd seuns of was dit seuns en dogters? Dit was almal geweest. Okay. Ja, dit was nie 'n spesifieke seun of 'n, dit was almal geweest. Okay. Ek het my klein groepie vriende gehad natuurlik, Natuurlik. maar dit was en jy moet weet, ek het op skool, ek was goed in cricket, ek het Natuurlik, ja. ek was sportief en ek was So jy was die akademies. target. Ja, jy was ek die target geweest. Jy was half gelabeld in die Ja. skool. En in Pienaar almal daar wat op laerskool gaan Kalmor Ja. hoërskool toe. Ja. Ek het my ma gesê nee. Ek wil nie Kalmor toe gaan nie, want dit gaan continue natuurlik as ek mos nou daartoe gaan. Ja. Ek het toe besluit ek gaan Parel toe kom. Okay. Ek was hier by Klein Nederburg sekondêr net hier oor die pad Ja. en gewoonlik en hoe ek dit van mense verduidelik is dat mense verander gewoonlik op college. Jy kom op college, jy eksperimenteer, jy adapt personalities, jy het 'n life-changing alto as jy op college is. Ja. Ek het daai change gehad graad 8. Ek het
van die slimste het ek begin rook en ek het popular geraak, maar outomaties het my akademie geval. So ek het gerook, ek was popular, ek het nog steeds sport gedoen, maar my skoolwerk het daaronder gelei. En ek is vandag baie spyt dat ek deur peer pressure dis moes gedoen het. Maar ook, Charlene, as ek sê altyd, ek moes deur alles gegaan het Ja. om die mens te wees wie ek vandag is. Absoluut. Ek stem 100% saam met jou daar. Ek sê dit baie keer vir mense ook, dat as ek nie deur die goed in my lewe gegaan het nie, sou ek nie vandag hierdie sterk vrou kon wees nie. Precies. Sou ek nie vandag hier oor kan jou kon sit en met jou kon gesels het nie. Ja. So al hierdie goed wat ons deurgaan in ons lewe, maak ons sterker vir die pad vorentoe. Ja. Ons weet nie wat die pad vorentoe is nie, maar ek glo altyd dat die pad vorentoe is mooi vir ons klaar uitgesit. Ons moet nou maar ongelukkig die grondpad loop om daar deur te kom. En jy loop nie die grondpad met skoene nie, jy loop om kaalvoet. Jy loop om kaalvoet. Deur die dorings, deur die klippe. Deur daai seer om vandag te kan sit hierso en te praat oor wat jy praat. Ja. Ek wil net gou vinnig teruggaan. Jy het nou gesê jy was 11 jaar toe jy begin deur die boelie stadium in jou lewe gaan en toe in graad 8 toe is jy nou peer pressure gegaan. Dink jy in 'n mate dat jy deur daai peer pressure gegaan het as gevolg van wat in die laerskool met jou gebeur het, sodat jy wou inpas in groepe, aanvaar wou word en nie meer gesien word as, ek wou amper sê die nerd, die gelabelde seun nie? Definitief. Die laerskool, wat met my gebeur het op laerskool, het my lewe gealter toe ek graad 8 was. Ek wou nie meer geboelie wees nie. Ja. In 'n mate het ek die boelie begin raak. Oh, wow. En ek dink dit was waar ek, soos ek sê, dit was 'n life-changing moment gewees. Ja. Want in my mind het ek gesê, ek gaan nie meer die victim wees nie. Ja. Verstaan, maar toe het ek eintlik die abuser geraak. Ek weet daar's mense wat ek geweet het is verkeerd om die ou te boelie op hoërskool, maar ek het dit gedoen omdat ek wil inpas. Omdat jy wou inpas. Sjoe. Ek dink dit is baie keer wat met victims gebeur, nee? Hulle word geboelie op 'n baie jong ouderdom of iets in die huis gaan verkeerd en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. So die eerste ding wat hulle wil doen is om in te pas by 'n groep. En om in te pas, moet jy hierdie spesifieke goed doen. Al is dit teen jou. Is dit teen jou beginsels, maar anders is jy niks. Ja. Anders word jy weer geboelie. En jy wil nie geboelie wees nie. So jy gaan dinge doen. Ek weet nie, as 'n kind, jy's dom, jy maak dom besluite Ja. om in te pas. Hoe het jou ma en jou pa die situasie hanteer toe jy geboelie was op laerskool? Sure. Het jy ooit met hulle oop kaarte gaan speel en vir hulle gesê dat jy word geboelie? Ek het. My pa hy was my hieruit. Hy het probeer die beste doen wat hy kon om die situasie. Hy het een keer 'n kind geklap wat vir my geboelie het, wat die situasie net eintlik vererger het. Natuurlik, ja. Maar nou kan ek nie meer my eie battles fight nie en Ja. jy gaan roep jou ouers en Jy's nou 'n sussie. ek is nou 'n sussie en Ja. al hierdie klomp goed. So hy het probeer help, maar ek dink dit het erger gemaak. Maar ek bedoel enige ouers sal dit seker doen. As ek nou vir my kind moet. Natuurlik. Jy wil opstaan vir jou kind, jy wil kind beskerm. Presies. Maar dink jy dat daai situasie, hoe hy dit gehanteer het dalk veroorsaak dat jy nie weer sulke goed wou sê nie? Of het jy teruggegaan en dit weer vir hulle gesê toe jy voel jy's nou in graad 8 en jy's nou in 'n groep kinders? Kyk, toe ek daardeur gegaan het en ek het sin in 6 gekom en my hele termine verander. Ja. Toe ek, of laat ek dit so stel, toe ek Parel toe kom om hier skool te gaan, het my ouers
bietjie meer gerus want ek is nog weg van die boelie af. So ek het nooit weer dit opgebring by hulle nie. Ek is so gelukkig dat ek het 'n groep vriende ontmoet. Graad 8, standaard 6, wat ons tot op hierdie vandag nog vriende is. Oh, wow. Ja, ons is 'n handjievol, maar ek is dankbaar vir die groep vriende wat ek gemaak het. Hulle het my baie grounded gehou. Goeie ouerhuis uitgekom, ook intelligente kinders gewees, maar ek wil nog steeds, hulle was ook gesien as die tipe nerd, maar daar was nie geboelie op hoërskool dat jy 'n nerd is nie. Okay. So ek was deel van hulle, die groep beste vriende ooit, en dan het ek in my, wanneer ek gaan sport en goed doen, dan is ek nou weer iemand anders. Ja, natuurlijk. So nou is ek nou 'n coole ou, ek is die popular ou wat rook, you know. Jy word nou raak gesien. Ek word nou raak gesien. So ek het gealternate basis tussen die twee groepe, which means ek was in twee. Ja, jy het 2 persoonlikhede gehad. Net so. Jy het absoluut 2 persoonlikhede gehad. Ja. In die skool is ek hierdie, Ja. het ek 'n masker aangehad en dan na skool, buitemuurse aktiwiteite, is ek die man. Presies. Net so. Dan is ek die man. Ja. Maar as jy vanaand gaan slaap, is jy net klaar. En as ek net klaar. Ja, nee, dit is hoe ouer 'n mens raak, hoe meer besef jy waardeur het jy gegaan eintlik en waardeur het jy jouself gesit, maar ook omdat ons nie geweet het hoe om sekere situasies te hanteer nie. Ja. Niemand leer ons hierdie goed. Nee, niemand leer vir ons hoe om hierdie uitdagings op skool te hanteer nie. Clyde, jy is toe klaar met skool. Jy ontmoet toe 'n vrou. Jy het 'n vrou ontmoet. Waar het julle ontmoet? As ek nog mooi moet onthou, dit is nou so lank terug. Ek was die een aand was ek in Baga Sports pub daar in die dorp. Ek en vriende het bietjie gaan kuier vir die aand en ek loop toe iemand raak wat saam met my op skool was. En ek het gesels met hom, ek gesels met sy meisie. En toe het sy meisie gesê, maar ek wil jou voorstel aan my nig, sy het net uit Amerika uitgekom. En sy stel my toe voor aan haar en ek is like, wow, ek was infatuated daai aangewees met haar. En sy het nog hierdie American accent gehad, so ek is like, wow, baie fancy. En ons het gesels daai aand en ons het dit net beheer het of. En sy was vir 5 jaar in Amerika as au pair en sy het toe net dink 'n week voor hy teruggekom. En toe het ons begin kuier en uitgang en eventually toe het ons begin uitgaan. En ek dink ons was vir 'n jaar het ons uitgegaan en toe vra ek vir hom te trou. En 'n jaar na daai toe is ons getroud en ja, so ons was 2 jaar getroud. 3 jaar getroud voor toe Tristan my seun gebore was. So ja. Okay, jy sien, dit is so lekker om te weet, ja, hier kom hierdie mooi vrou van Amerika en sy stel belang in my as 'n man. Dit boost mos so 'n bietjie jou laat vir jou goed voel. Dit laat vir jou goed voel oor, jessie, sy sien iets in my raak, Ja. nee? Maar julle paie het toe ook uitmekaar gegaan. Dit was nou hoeveel jaar getroud? Ek grap altyd en as ek vir my vriende sê ek is 'n statistiek. Sjoe. Ons het nie 5 jaar gehaal nie. Hulle sê die eerste 5 jaar is die moeilikste. Party mense sal sê die 7 sakke sout, nee? Ja, dit ook. Ja. Maar ons was 4,5 jaar dink ek was ons getroud. En toe besluit ons gaan nou net ons paie skei. Niks derde party of enigiets. Dit was net so different goed gehad uit die lewe uit. Ja. En ek dink dit was seker die beste besluit wat ons kon doen vir ons seun. Okay.
ek bedoel, nou, ek kan nou gaan sit en ek kan saam met haar koffie gaan drink. Oh, wow. Ons het die beste co-parenting verhouding. En soos, as ek nou ook, Tristan het nou, ons het nou, whatever daar is, moet nou bespreek, kom ek aan, koffie, ja, sit 'n koffie, dan gesels ons nou. En dit is hoe dit moet wees, Ja. nee? Dit is hoe dit moet wees, terwille van jou kind, en terwille van julle as volwasse mense, om aan te kan beweeg in die lewe. Ja. So dit is vir my mooi, Dit was dat, nee, maklik. dit was nie maklik nie. Ek kan vir een oomblik dink, dit was nie, en dit kan nie maklik gewees het, om tot op daai punt te kan Ja. kom nie, nee? Maar Clyde, na dit was jy nou 'n bietjie op jou eie gewees. Vat my 'n bietjie daardeur, voordat jy, Ons het in 2016, was die bal, of sê, Desember 2015, toe het ons besluit ons gaan skei. Sy het in Januarie uitgetrek en die eerste jaar was vir my die moeilikste. Die stilte was oorverdowend. Dit was so loud. Wanneer jy kom met die werk uit en jou vrou is nie daar nie, Daar's jou niemand thuis kind is daar nie. So dit was vir my moeilik en wat ek het gedoen wat seker baie mans doen. Jy wil die loudness wil jy silence. So ek gaan gou drink tot ek nou nie meer aan dink nie, of ek gaan kuier en ek was in 'n baie downward spiral in 2016. Dit was moeilik, dit was eerlikwaar, dit was die jaar, ek het vir nou redag gesê, dit is die jaar wat my gehumble het. ja, En die eerste 3 maande, dink ek, was dit die moeilikste, as jy by die huis kom en daar's niemand. My seentjie, hy is my alles, en hy sê daar en hy is by sy ma, of, dit was net moeilik. En, soos ek sê, ek het begin kuier en party, en ek was in 'n downward spiral, dat ek in 2017 besef het, dit is nie van my nie. En dat ek groot gedoop was in 2017. okay. Clyde, hoe het jy gekoop met jou en jou seentjie? Want hy was nog klein. Hy was baie klein gewees. Jy overcompensate. Skielik moet hy tussen 2 ouers, albei met hom liefde gee, albei met hom aandag gee. So hoe het jy gekoop as 'n enkel pappa in sulke situasies? Sure. Charlene, ek dink dit is die genade van die Here. Ek sou nie dit kon gedoen het alleen nie. As ek nou moet terugdink, die besluite wat ek gemaak het, dit was die dinge wat jy opgeoffer het vir jou seun. Gelukkig, wat gehelp het, is die feit dat hy 2 jaar oud was. Hy was jonk. So, in sy mind, Mami en Daddy is al, vir al die tyd wat hy kan nou, is ons al uit mekaar het. Ja. So hy het gealterneer tussen die 2. Maar, die een aand, het was, soos ek sê, het was so moeilik. Daar's so baie dinge wat gebeur wat hy nie eens van weet nie. En die een aand het munisipaliteit het my krag was, ek het my werk verloor 2016, so ek sê die vrou verloor, kind verloor, my huis verloor, kar verloor, alles verloor. En daar was die een aand waar Tristan melk moes eet en ek moes eet. En daar was nie genoeg geld om dit te doen nie. En toe moes ek vir my klein blikkie melk koop en ek het daai aand 'n glas water gedrink en dit gaan slaap. Jo, ek het skoon trane in my oë. So, en dan was daar die een keer wat die munisipaliteit my krag af was het. En ek lag nou oor, maar dit was, ek het in New Orleans gestaan in die pad en ek het iemand gesmeek oor 'n foon, wat ek nie eens weet hoe hy lyk nie. Net om my krag aan te sit, sodat ek in die huis kan kom. Want ek kon nie, die enigste access wat ek gehad het, was met die garage wat met die remote gewerk het. Want ek het nie die dag die voordeursleutel gevat nie. En ek smeek 'n vreemdeling om my
krag aan te sit sodat ek my kind in die huis kan kry. You know? En hy sê toe vir my, ongelukkig kan hy niks doen nie, ek moet X bedrag neersit, en ek sê my, ek het nie dit nou nie. En wat ek toe moes doen daai aand, ek moes toe dink die agterdeur moes ek afgetrap het, net om my seentjie in die huis te kry. En hy vra nog, Daddy, why is it so dark? En ek sê, no, we're camping, my baby. You know, en vir hom was dit, ons het gekamp. Sure. Maar ja, so het jy al intussen vir hom gesê dat daai spesifieke dag was nie 'n camping nie, dit was... dit is sy burden om te dra nie. Ja, dit is presies hoekom ek vra, Ja. want ek meen, dit is wat hy onthou. Hy onthou, dit was camping en it's a happy memory vir hom. Ja. Ja. Oh, wow, jy sien. Clyde, intussen het jy in 'n verhouding ingegaan. Vat ons 'n bietjie daardeur. Hoe was dit weer? Onthou jy, hoe het jy op daai punt gekom waar jy gevoel het, dit is nou weer reg om daai volgende stap in 'n verhouding in te gaan met 'n vrou? Is 'n mens ooit reg, Charlie? Ek bedoel, Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit is 'n gevoel wat ons kry en dan dink ons, ja, okay, Ja. nou is ek reg vir daai, ek kan nou weer die volgende stap vat. ons kan gooi so iemand anders in jou space toelaat. Kyk, ek was, so ek sê 2016 skei. Ek het eers 2020 het ek iemand ontmoet. Wat vir my laat voel het, okay, ek kan nou weer probeer om iemand in my lewe te hê. Kan nou weer 'n bietjie my hart oopmaak. Ja, so dit het my lank gevat om tot daai punt te kom. En want ek raak gewoond as jy single om op jou eie dinge te doen. You sit in your own ways. Ja. Verstaan? En jy het nie nog iemand se Toestemming nodig. toestemming, daai is die woord wat ek. So, dit was moeilik om tot op daai punt te kom, maar toe ek eens daar was, sy het my voete onder my uitgeslaan. Oh, wow. En juist omdat sy so baie Christelik is, sy is 'n absolute amazing mens. Binne en buite. En sy het vir my kom wys meer dat die Christelike kan. En ek het dit waardeer. So, want ek het altyd gevoel, ek probeer om nader in die Here te lewe, maar dit voel vir my altyd, ek is altyd so ver. Ek kom net nie daar uit. Anyway, sy het my laat voel, dit is, om nader in die Here te wees, is eintlik waar ons moet wees. So, ek en sy het vir 'n jaar en 'n half uitgegaan. En het was 'n goeie jaar. Ja, ons het ons struggles. Sy was ook 'n geskeide vrou, 2 seentjies, haar seun en my seun het so goed oor die weg gekom. En maar op een van die dat is my eerste verhouding na ek geskei was. So dit kom met sy challenges en soos jy sê, ek het my eie ways van dinge doen. Sy was ook nou 'n tyd nogal so sit ek haar eie ways gehad en ons het net 'n bietjie, het was nooit regtig wrywing nie, is net ons was ook 'n bietjie different. En eventually het ons toe besluit maar ons call it quits. Dit was hartseer natuurlik, want jy sê nie net totsiens aan die verhouding, jy sê totsiens aan die kinders. Yes. Want onthou julle het nou vir 'n jaar, nou of het julle soos 'n familie gewees? Presies. Ons het dinge saam gedoen. Ja. En Dis soos 'n kind wat jy nou weggee. Presies, is presies. En ek bedoel vir my seentjie, hy was so nog saam met hom en hulle het nog games gespeel saam en maar dit het gebeur. En toe ons het net opgebreek. Ek wou nou en dan net ons het mutual vriende gehad wat ek ekskuus vir dit. Mutual vriende gehad. En hulle besluit toe die dag jy kan nie in jou flat opgeskep sit. Ek kom saam. Hulle het behoort aan Hillsong in die Stellenbosch. Oh. So hulle sê toe vir my kom saam. Hulle het soos 'n selgroep, 'n connect-groep. Waar hulle een keer elke tweede week by mekaar kom en dan het hulle home cell basis. En hulle sê toe my kom saam. Ek sê maar ek ken niemand. Hulle sê my nie kom. Dis fyn.
ek het daar gekom en dit was absolutely amazing. Die mense was so gemaklik, so nice en ek is tot op hierdie vandag nog vriende met hulle almal, you know. Wonderlik. En daar was toe die dame wat in die groep was. Ook single verder was het almal couples met kinders en ek het toe vir haar ontmoet. Sure. En soos ek sê, het was great geweest. Maar ek het ook nou net uit 'n verhouding uitgekom en so my intensie was nie regtig daar vir iets nie. Dit was meer, sy het haar eie praktyk gehad, besigheid gehad en ek het moes nou saai iets gedoen en kom ek gaan vir jou help is besigheid. Ja. En ons het toe die dag gegaan om business te discuss by Reebokskloof as 'n business meeting. Maar ek dink 10 minute van die hele middag was oor besigheid gewees. Verder het ons net geconnect. Ons het geklik, bottel wyn bestel en ons het net gesels. Ek wil nou net vir jou sê, jy kan nie op Reebokskloof sit met koffie nie. Nooit. Verseker nie. Ja. So ons het 'n bottel wyn en ons het dit was net amazing. En toe het ons toe begin uithang. Maar eers as vriende, ons het wyn gedrink saam, glas wyn gedrink of en so aan. Totdat dinge nou meer evolve het en eventually toe ons toe in 'n verhouding. Daai het 3 jaar gehou. Maar ek moet vir jou sê, dit was seker die moeilikste verhouding wat ek ooit in was. Hoekom? Ek kan sien dit lê swaar. Dit is verskriklik. Ek kan sien jy voel sommer swaar. Wat het gebeur wat dit vir jou so swaar gemaak het? Want 'n verhouding moet mos lig wees en dit moet, maar ek kan sien dat dis iets swaars wat lê. So wat het gebeur wat dit so swaar maak? Charlene, niemand sê of kom ek stel dit so. 'n man word nie ge-abuse in 'n verhouding. Dit is iets wat niemand oor praat nie. Ek het nie besef dat ek ge-abuse word totdat ek uit dit was nie. Abuse praat jy van fisies, emotional? Sjoe. Niemand gaan my glo as ek sê die dinge wat ek deurgegaan het in die 3 jaar wat ons saam was nie. Ek moet nou my woorde gemooi. Ek het nooit geweet wat is 'n COVID narcissist totdat ek my navorsing gaan doen daaroor. So basies wat dit is dat jy word minimaal, baie subtle, stukkie vir stukkie afgebreek. Emotionally, verbally, physically. Die eerste jaar was amazing. Dit was, wow, hier is die girl, ek kom met 'n verhouding en sy gee vir my wat ek nodig het. Ons kan vir ure praat. It's net amazing. It's like ek nog nooit iemand soos jy ontmoet het. Maar as ek nou terugdink, daar was so baie red flags. Maar ek dink dit kom ook die feit dat ek nou uit 'n failed relationship uitgekom het en ek wil nie weer 'n failure wees nie. En ek dink baie van daai was soos ammunisie vir haar gewees. Sy het geweet wat my vrese was. Sy het geweet wat ek nodig het. En dit is wat ek was so conditioned. Baie subtly, gaan jy regtig daai aantrek. En hy is like, wat bedoel jy? Nee, niks. Of, ek sê vir jou, ek hou van, kom sit hier by my. Nee, ek het nie nou lus. Of, jy word big. Ek is moeilik om te verduidelik. Want mense gaan jou nie glo nie. Dis gewoonlik vroue wat ge-abuse word. Ja, natuurlik. Maar as jy nou vir iemand gaan sê, maar
my vrou slaan my, as 'n man, jou vriende gaan vir uitlag, waar? Is dit wat met jou gebeur het? Was daar ooit in daai verhouding dat sy haar hande vir jou gelig het, wat jou geslaan het? Ek was een keer was ek met stekboeke in die gesig gegooi. Net omdat ek iets gevra het wat ek nie, ek wil geweet het, wat is die waarheid? Is dit nou dit of is dit nou iets anders? Natuurlijk. En dat het in so 'n groot argument ontplof, dat ek met 'n stekboeke in my gesig gegooi was. Ek het eendag, het ons gery, en terwyl ek ry was, ek is merk op my arms, waar sy my met haar naels gekrap het, dat ek bloei. Ek was al in die gesig geslaan met haar face, terwyl sy op my hang. So, en ek sê nie dat ek is innocent in al hierdie goedjie. Ek voel net, maak nie saak wat nie, ons kan nie fisies raak met mekaar nie, dit is net onaanvaarbaar. Ja. Maar ek het nog steeds gebly, sorry. Nog steeds. Why? Daai tyd sou ek gesê het, omdat ek lief was vir haar, En geglo dinge en kan geglo beter. dit gaan beter. Want dit is hulle, so iemand het eendag gesê dat dit is om soos 'n slotmasjien. Jy gooi heeltyd geld in, jy deposit geld, en dan 1 uit 50 keer wen jy iets. En daai gevoel van, okay, wag nou, ons gaan maar nog aan. Net daai moment wat jy besluit, okay, ek gaan nou, die masjien betaal jy uit, ek gaan nou opstaan, dan gee jy of jou 50 of jy wen 200 rand of iets soos dit. En dis dieselfde wat gebeur het. Die need wat ek gehad het, soos die bare minimum. Geef my 'n drukkie. Kom sit by my. Sê vir my, groet vir my. Wees bly as jy vir my sien, of iets soos dit, of stuur my 'n boodskap om net môre te sê. Dis bare minimum. En dit was altyd 'n argument. Altyd. Ja, maar ek is nie so nie. Ek sê, daar's ook baie goed wat ek nie is nie, maar ons is in 'n verhouding. Ek weet wat jou nie is. Ons moet compromise. En een keer in 'n paar maande na klomp fights, en ek kan nou voel, ek is nou moeg, ek gaan nou besluit, ek gaan nou weg, dan gee hulle vir jou gou net so 'n pinkie. Dan kry jy gou jou boodskappe, of jy kom 'n drukkie, of uit die bloute uit, sonder dat jy vra. Net om te sê, weet jy wat, ek weet jy is nou op daai punt, maar kom ek sê gou vir jou, ek is lief vir jou, dan gaan jy sag raak, en dan gaan jy net weer vergeet van alles. There we go. En dit was 'n cycle. En ek was binne dit, ek het nooit gesien nie, want ek was nie objektief nie. Ek was in daai, want ek was so vasgevang in daai, ek wil jy moet, ek doen dan alles vir jou, hoekom doen jy nie enigiets vir my nie? Ja. Flight or fight mode. En ek was konstant daar. Dit was so erg dat ek op 'n tyd ons het in Honeydew daai tyd gewoon. Okay, ek wil dit uitkat, maar ek het die lang pad huis toe gevat. Net om, ek weet, daar gaan nou 'n argument wees, ek weet nie waaroor nie, maar ek weet daar gaan oor iets wees. So, ek gaan die lang pad huis toe, net laat ek meer 'n bietjie peace kan kry. So, ja, dit was verskriklik. Clyde, daar was 'n stadium wat jy in 'n kamer toegesluit was. Dit was die laaste dag wat ek daar was, en wat ek besluit het tot die 24. My ma was vroeër in die week in die hospitaal, en sy is 2 dae voor het sy uit die hospitaal uitgekom. En ek kan nie so nou wat dit was wat ek wil geweet. Dit was iets simpels, man. Ek wil net geweet het, jy het dit gesê, maar nou sê jy iets anders. Ek wil net gou clarify gou vir my, Ja. wat is die waarheid? Dit was 'n Vrydagmiddag, en ek het opgegaan, ek was onder in die voorhuis, en ek het opgegaan, waar sy in die kamer was, en ek sê vir my, ek verstaan nou nie, verduidelik gou vir my. Iets simpels wat nie suppose om so 'n groot issue te wees nie, het so 'n massive fight on aard.
dat sy die kamerdeur toegesluit het, met haar binne, maar nou soos op die boonste vloer. En ek het claustrophobiek begin, ek sê van maak net oop die deur. Sy rekord hoe ek aangaan, sy lê op die bed en sy rekord hoe ek hysteries raak. Want ek wil uit, ek wil, jy sluit my toe, teen my wil, en ek het dit hoeveel keer gesê, jy sluit my toe, teen my wil. Ek wil nie, jy weet laat ek uitgaan. Sy bel my ma, wat nou net uit die hospitaal uitgekom het. En sy sê, hoor hoe gaan jou kind in? Dat ek kan hoor hoe my ma angs is op die foon. En sy sê, laat hom net uit, asseblief. Sy bel my neef, wat naby woon, dat hy vir my kom haal, want kyk hoe gaan hy aan. En dit was seker vir 'n uur, het kan 'n bietjie lang, ek weet, het langer gevoel. En toe hy eventually daar kom, toe sy die deur oopmaak, toe hardloop ek uit. En ek klim in my kar en ek ry. En op pad, Want is jy toe op pad? ek het na my ma toe, wil gaan kyk of sy okay is. En op pad toe besluit ek kan nie so aangaan nie. Want toe bewe ek van kwaad. En weet wat, Charlie, al wat die neighbors gehoor het, is ek wat geskree het. Natuurlijk. Want sy het gerekord, so daar was, dit is net Clyde se stem die hele tyd wat gehoor word. So, uit die bure se oogpunt is dit Clyde wat beklei. Precies. Hy beklei met hierdie vrou. Ja. En natuurlijk maak elkeen sy eie afleidings van wat in daai huis aangaan. Ja. Toe jy by jou ma kom, wat was jou reaksie? Ek kon nie glo wat gebeur het. Dit was vir my, ek was so kwaad dat ek bewe. En my ma probeer vir my kalmeer. En ek sê van my, ek is klaar. Ek kan nie. En die volgende, ek sê vaak, hoorie, ek gaan die volgende dag, vra vir haar as sy nie wil saamry nie, want ek weet, ek het 'n weakness gehad vir haar. Daar gaan mooi woordjies, ek ken al die patroon. Ja. Daar gaan mooi woordjies kom en ek ken myself en ek gaan val daarvoor en ek sê toe vir haar, kom saam met my, laat ek net my goed kan gaan kry. Sy het toe saam met my gery, ek het al my goed gepak, alles wat daar in die huis was, en ek het in my kar geklim en ek het nooit weer teruggegaan nie. Sure. Klaar, daar was ook 'n incident wat op die 25ste Desember gebeur het. Sure. Jy hoef nie so in detail daarin te gaan as jy nie wil nie, maar ek dink dit is belangrik dat mense deel, want ek dink daar's baie mense daar buite wat dalk nie weet hoe om daai situasie te hanteer nie. Charlene, ek kan vir jou een ding sê, daar is nie 'n meer seer pyn as om te sien dat jou partner vir wie jy die wêreld gee, vir jou bedrieg nie. Met ander, nie eers ander mans nie. Dis nou die vrou vir wie jy so lief was, vir wie jy hoeveel kansse in jou lewe gegee het, vir wie jy elke hou gevat het, elke lelike woord gevat het, elke negatiewe gevat het, maar net weer eens nog 'n kans gegee het. Ek sou waar nogal vra het om te trou, alles was al beplan ook, so dankie, dit het gebeur nie, maar so op 25 Desember, ons was kerk toe. Dit was net my seentjie wat saam met my was. En daai tyd toe was ons by Hillsong in die Stellenbosch. My ouers woon my ma woon in Peniel. So ek het sommer dan na kerk, daar was Kersfees. En ek sou dan saam met daar gewees het later die middag. Sy het 'n upgrade op haar foon gekry en sy het toe gesê, maar vat my ou foon,
as 'n geskenk. Ek is nie iemand vir geskenke nie, so ja, kry dankie. Ja. Daai middag, het was na lunch gewees en ek gaan lê op die bed en nou sit ek my simkaart in die foon en toe ek die foon oopmaak, ek het al my details in goed ingesit. Maar dit is die Here se wil en ek glo dit sterk dat toe ek die WhatsApp oopmaak, dit was my WhatsApp, my nommer, maar in die WhatsApp was nog boodskappe van haar WhatsApp. En want ek sien nommers en ek sê, maar ek ken nie die nommers nie en ek gaan in die boodskappe wat ek gekry het daar. Ja, ek gaan nou nie in detail dit nie, maar dit was, ek het daar het gevoel my hele wêreld word onder my uitgeruk. En dis boodskappe van mans. Van mans. En nie is 'n baie blaatante boodskappe gewees. Dit is baie visual. Ja. En dit het gevoel my hele wêreld stort in een. Maar jy kan nie huil nie of swak vir jou seun saam met jou. Jy moet nog 'n pa wees deur al hierdie terwyl jou hart breek. En ek sê toe vir hom, vir Tristan, can we go? Ek gaan vir jou na jou mami toe vat, want hy moet nog by sy ma wees vir die middag. En op pad Parel toe sien ek kom haar kar aan. En ek sê vir my seentjie, listen, there's going to be an argument now, but I need you to stay in the car. En Hoe oud is hy toe? dit was 2 jaar terug. Dit was hy 10 of 11 was hy. Sure. En sy draai om en sy parkeer voor my. Maar ek maak seker ek dink dit was 2 karlengtes weg. En ek klim uit en ek stap na haar kar toe. Ek sê vir haar, kyk, ekskuus, hoekom sy daar was, want ek het 'n screenshot gevat van die boodskap en ek het dit toe vir haar gestuur. En toe sê ek vir haar in die WhatsApp, nooit weer my kontak nie. Dit is nou Kersdag. En sy het toe in haar kar geklim en kom damage control natuurlik. En toe is nou haas op het begin ons te skel en ek is jammer en dit was nou die hele ek het 'n fout gemaak en al die klomp wat ek is op daai oomblik was ek was te stik om enige iets te sê. Sy het aan my gehang met my seentjie in die kar en my hemp geskeur. Of het was my broek wat sy geskeur het, want sy het gehang aan en kan ons nie net praat en ek sê van los my net af. So dit was 'n baie ek het weggegaan daar eventually en dom ek, 'n paar dae later wat ek nou meer calm down, sê ek vir myself, ja, almal maak foute. Oh, wow. You know, I battered woman, ek het dit verdien. Dit is my skuld gewees. En dit was my narrative in my kop. Want ek was al so hoe sê ek, Jy was eintlik al so gemanipuleer dat ja, jy glo. dit is my skuld gewees. En ek het teruggegaan 'n paar dae, ek dink was 'n paar dae, 'n week later en toe sê ek van my ek is lief vir jou en dit maar dit is wat jy gaan nie kontak hê met die mense nie en So jy was nog steeds bereid om haar terug te vat na daai boodskappe. Ek persoonlik weet wat daar gestaan het. Want jy het dit met my gedeel so 'n paar dae terug. So jy was nog steeds bereid om haar terug te vat. Na die boodskappe wat hierdie mans vir haar gestuur het. En haar te vertrou. Wow. ja. As ek nou terugdink, dit is nie baie goeie besluit gewees. Clyde, hoe het jou seentjie gevoel? Want hy is klein, hy was 11 jaar oud. En jou klere was nou stikkend. Ek meen dit moet vir hom massief traumaties gewees het, om te sien, ek klim my pa terug in die voertuig met stikkende kar. Hierdie toneel wat hier voor hom afspeel,
'n tannie vir wie hy lief was, wat nou hierdie seer aan my pa doen. Het jy ooit die geleentheid gehad om met hom daaroor te praat? Ons het, kyk, dit was in 2024, dink ek, as ek mooi kan onthou, 2024. En ons het, obviously, ek was nog agterna weer saam gewees. En toe ek eventually toe uitstap, toe het ek met my seentjie die gesprek gehad. En ek sê vir hom, listen, dis al, dit was ook 'n gesprek van alles wat ons deurgegaan het, of wat ek deurgegaan het. As jy okay, how do you feel about this? En hy sê vir my, ek was, I was scared sometimes when you guys fought. Sure. En hy sê baie keer, omdat hy ouer was as haar seentjie, het hy ingestaan, hy sê, hy baie keer moes hy vir die ander seentjie protect. Want ons is besig om te skel. Ja. En ek sê die dag vir hom, you know what, my boy, I promise you, you won't ever have to go through anything like that again. En dis waar ek besluit het. Ek sal nooit weer my kind deur dit sit nie. Ja. Want dit is nie net, ja, ek kan dit hanteer om seer te kry, maar om my seun daardeur is dit as gevolg van my besluite. Ja. Ja, dit was nie Dis letsels. Want dis goed wat hulle onthou. presies. Maak nie saak hoe klein hulle is nie. Ek weet van 'n insident wat destyds in my lewe gebeur het toe my kinders klein was. En waar ek so kwaad was in my verhouding dat ek my selfoon stikkend gegooi het en nie meer. En my kinders was daai stadium, my seentjie was 3 en my dogtertjie 2. En hy onthou dit nou nog. Hulle onthou dit nou nog. Want onthou op daai stadium van hulle lewe is hulle so sponsies. So alles wat hulle sien, dit neem hulle in. So ons as volwassenes besef nie altyd die impak wat ons woorde, ons dade aan ons kinders het nie. Presies. Want jy is so vasgevang vir 'n oomblik in daai situasie dat jy vergeet dat die kinders in die teenwoordigheid is. En Sure. ek kan nie dink waardeur moes jou seun gaan op daai jong ouderdom om eintlik die ander een te beskerm. Om vir hom te sê dit gaan oukei wees. Ek is hier vir jou. Wat nie reg is nie. Wat nie reg is nie. Maar weet jy, Clyde, al hierdie goed waardeur jy gegaan het in jou lewe, al hierdie verhoudings wat nie moes uitwerk nie. Daar was 'n rede daarvoor. Want ek glo tot vandag toe dat daar gaan weer iemand oor jou pad kom en dit gaan 'n ongelooflike mooi storie wees waarmee julle as 'n gesin gaan uitloop. So ek wil vir jou sê jy's besig met 'n verskriklike interessante program. Ek is vasgevang in Empowered Maine. Jy het 'n Facebook page ook. Vertel vir ons 'n klein bietjie. Ek het jou nou maar eintlik op die radio gehoor daaroor praat. Vertel vir ons, waar het dit begin? Ek onthou die spesifieke dag actually. Ek het een dag toe ek was besig vir 'n kliënt. Ek dink dit was ek kan nie onthou wat 'n kliënt dit was nie, maar ek het dagboeke gebrand. Dit is soos 100 dagboeke wat ek moes brand vir hierdie kliënt. En terwyl ek besig was om die boeke te brand, dit was 'n Saterdagmiddag, scroll ek deur Facebook terwyl ek besig was met dit en hier pop hierdie image op dat men of iets, men is not okay. Men also needs love. Men also needs to be heard. En dit was vir my so intriguing geweest.
want voordat het ek nooit daaraan gedink nie. En ek lees hierdie ding en ek is like, wow, dit is interessant. En iets binne my het net gemove en gesê, maar niemand praat oor hierdie goed nie. Ja. En ek het teruggedink aan my verhoudings en ek is like, wow, ons mans gaan ek sê deur so baie, wat niemand van praat nie. Ons fight silent battles elke dag. Absoluut. En dit het daar begin waar hierdie saadjie binne my begin groei het. Dat ek moet iets doen. Ek wil iets doen. Ek wil amper soos die ambassador wees vir ons mans, want niemand praat daaroor nie. Dit is 'n taboe subject om oor te praat. En jy het die letsels, nie? Ek het die letsels. Jy het die letsels, jy het die ondervinding, jy het letterlik deur dit alles gegaan en jy moes vir jou goed kry hoe om te cope met hierdie. Ja. So jy is eintlik ek wou amper sê jy's die lopende waarheid hierso, want jy's daardeur. Ja. Ek moes toe ek deur hierdie laaste break-up gaan. Ek was so confused. Nou moet jy weet, jou hart is besig om te breek. Jy moet nog altyd 'n pappa wees. Jy moet opstaan, jy moet 'n besigheid ren, want jy het rekeninge wat betaal moet word. Natuurlik. Daar is nie tyd om te sit en krepeer nie, maar al wat jy wil doen is jy wil net in jou dop inkruip en wegsteek van die wêreld. Maar ongelukkig kan ons het nie die luxury om dit te kan doen nie. Nee. Ek het probeer hulp soek. Sielkundiges, ek het seker in die eerste 3 maande het ek seker 6 verskillende sielkundiges gehad, waar ek online, en dis elke keer is dit R1000, Ja, is verskriklik duur. dit is. En jou normale middelklas mens het nie daai geld om dit te kan bekostig om elke week 'n sessie te hê van R1000 nie. Ek het alternatiewe oplossings gaan soek. Daar's nêrens 'n platform vir mans waar jy net kan gaan sê, kyk, ek is Clyde, ek is nie okay nie. En dit herken. En dit was so 'n eensame journey, want hoe sê jy vir jou vriende, ek was ge-abused. Jy self weet nie as jy was ge-abused nie. Hoe sê jou vriende, my girlfriend het vir my met boeke in my gesig gegooi, of sy het my afgebreek, of Hulle gaan lag, hulle gaan lag. want hulle gaan dink, wat 'n softie is jy dan nou? Want die spreekwoord sê, man up. Yes. Real men don't cry. Dit is die goed wat ons vir ons kinders sê. En dit is die goed wat ons glo. So toe ek nêrens dit kry nie, toe besig maar, as jy nie iemand het, of as jy nie is vir jou om te dink, moet jy maar dit skep. Ja. En ek het toe besef, dat alles wat ek deur moes gemaak het, die egskeiding, die failed relationships, abuse in relationship, ek moes deur dit gaan. Sodat as ek nie deur 'n egskeiding gegaan het nie, hoe gaan ek empathy het met iemand, of verstaan 'n man wat deur 'n egskeiding gaan? As ek nie abuse was in my verhouding nie, hoe gaan ek empathy het met iemand wat deur sy vrou ge-abuse word? Ja. So, dis waar die realization gekom het, dat God my deur hierdie goed gesit het vir 'n rede. Hy sou nie vir my dit laat doen as ek nie sterk genoeg was om dit te hanteer nie. En dis waar hierdie the empowered man kom, of begin het, waar ek moet na myself, daar's niemand na buite wat vir my gaan help, ek moet myself help. Yes. En ek is nie alleen, of ek is nie die enigste persoon wat deur dit gaan nie. Nee, jy is hy. En daar's baie, en dit is waar ek wil mans help. Al is dit een man, wat net sê, weet wat nie, ek is nie okay nie, en is okay. Ja. In plaas van om daar te sit en met al hierdie goed te worstel alleen. Ek het vanoggend op Perel FM te sê, ek vir Linden, like, besef hy dat die suicide, die selfmoordrate, mans is 3 tot 4 keer meer as vroue.
En een uit elke 8 mans ly aan depressie. Een uit elke 8. Dis alledag so. En weet jy, ek dink die rede daarvoor is omdat dit vir mans gesê is dat you need to man up. So man up beteken vir hulle, ek moet sterk wees vir my gesin, ek moet daar wees vir my, maar wie is daar vir hulle? Want hulle is nooit geleer dat, jy weet, jy kan gaan sit by 'n sielkundige en gaan praat daaroor nie, want hulle dink, as jy met 'n sielkundige gaan praat, is jy mal. Ja. Dis hoe hulle dit koppel. As jy met 'n sielkundige praat, ek is nie mal nie. Hy is die eerste woorde wat uit hulle mond uitkom. Ja, ek is nie mal Ek nie, is nie hoekom mal moet ek met 'n sielkundige gaan praat? Ja. Maar dit is nie daaroor nie. Dis 'n persoon wat buitekant jou familie is, wat inkyk in jou situasie aan die einde van die dag en vir jou die geregte gereedskap gee hoe om sekere situasies te kan hanteer. Partykies moet ek self ook maandeliks gaan incheck by 'n sielkundige, net om van die files in my kop toe te maak en te sê, weet jy wat, you need to focus now. Jou verhouding is so, want dit is wat dit veroorsaak. So ek dink vir mans wat ook nie praters is nie, is dit moeilik. Ek het vriende wat met goed sit, mans vriende wat met goed sit, wat in hulle kinderdae gebeur het, waaroor hulle nog nooit in hulle lewe kon praat of wil praat nie. Want hulle sê net, ag weet jy wat, as ek daaroor praat, maak dit my 'n swakkeling. Ja. 'n Goeie voorbeeld is my pa. Hy het verskriklik baie gedrink. En al wat soos hy het Vrydag bier gedrink en hy het net bier gedrink, maar Vrydag, Saterdag, Sondag bier gedrink. Daar was op 'n tyd waar hy op pad weer toe was in die oggend en dan drink hy. Sure. Ek het baie jare het ek hom verwyd daarvoor. Like, hoekom doen jy dit? You know, is jou werk en jy moet 'n voorbeeld wees vir my en hy het altyd gesê ek sal nooit so drink soos my pa gedrink het nie. En obviously my ma was like, ja, sy wil net drink en en al die kom goed. En nou, nadat my pa afgestorf is in 2020, toe het gesterf van lewerkanker, was lewerkanker gewees. En hy is ook nog 'n ander storie. Van baie drink. Maar niemand het gevra hoekom drink jy so baie nie. Daar was altyd net gesê, jy bly drink en jy bly syp in. Maar ek het vir my ma agterna gesê, weet jy, my pa het dink voor hy was dit seker so 10 jaar voor dit. Het hy, of kan 'n bietjie meer wees, maar sy beste vriend, hy het 'n vriend gehad van Roemenië. Ion. En my pa het gewerk by Crontec. Hy was onder ingenieur en my pa se patenterne. En Ion kon nie Engels praat nie. Hy was 'n Roemenië en hy kon nie, en my pa moes hom leer Engels praat, hy kom. En ek weet nie of jy nou die Design for Living. Ja. Nou daai het Anke Ion wat ons genoem, my pa uit die idees geteken en my pa het dit gebou. Okay. My pa was baie goed met sy hande. So nou die kleine chair wat soos 'n wow, het lyk net nice, maar my pa het dit gebou en geswys en al hierdie klomp goed. En hy het 'n fabriek gehad in Montague Gardens. En die een aand, my pa het altyd na werk, ry deur uit die Parel uit Montague Gardens toe om daar te gaan werk. En Ion het nog vir my pa die dag gesê, hoor jy, los jou werk, kom ons raak partners en, maar old school mense, hulle, nee, ek het 'n vaste werk en ek wil nie die kans vat nie. Maar anyways, so hierdie een aand, ons is by die huis en is nog 'n huistelefoon, toe lei die huisfoon. En dis my pa aan die ander kant en ek hoor my ma, like, wat, en ek kan sien my ma se gesig verander. Toe het my pa en Ion en sy vrou was daar en die seentjie Mihai.
ons het altyd saam met, ek en my broertjie, ek het 'n broertjie, het saam met die seentjie gespeel. En die Vrydag aand toe het daar mense ingekom in die plek waar hulle wil rob, hulle soek geld. En die ou het voor Ion gestaan met 'n wapen en gesê, gee vir my geld, en Ion was een van hy, just put the gun away, I'll give it to you, don't worry man. My pa het hier gestaan, sy vrou en sy kind, en hy sê ding, en don't put it away, en toe hy nog put it away, toe skiet hy jou, deur sy kop. Voor my pa, hy het gesien hoe sy vriend, en soos hy vir my verduidelik het, hy het gesê, dit is die agter, dit is net, hy het nooit iemand gesien, en gepraat daaroor. So dit was 'n battle wat hy self, wat hy vir niemand gesê het. Ja, want hy het magteloos gevoel. Hy kon nie vir hom red nie. En dit het vir hom laat, ek sê nie dit is die rede nie, maar Een van die redes wat hy het gedrink, ek wil daai iemand vergeet. Ja. Ja. Want onthou, sy vrou is daar, die kind is dood, en die memories vat altyd terug. Ja. So wanneer hy daai vertrek binne gaan, is dit weer daai tonele wat, as jy nie behandeling kry daarvoor nie, gaan jy nie weet hoe om dit te hanteer nie. Precies. En vir jou pa was daai die uitlaat gewees, is om sy drankies te geniet, sy drankies te drink, want dan vergeet hy op 'n mate daarvan. Precies. En hy is nie iemand wat gepraat het nie. Die week, hy nooit gepraat het. Hy was die stilste oud gewees. Maar as jy nou Vrydag aan nou 'n glasie in en nou, Vriendelikheid van vriendelik homself. Ag, Clyde, weet jy wat, dit is regtig waar, dit was vir my 'n voorreg om jou vandag op die program te kan gehad het, dat jy jou roustorie met ons kom deel het, en ja, ek dink jy is vandag goed gesê wat nog nooit gesê was nie. Dit is regtig, dit is my 'n voorreg om jou hier te kon gehad het, en dankie dat jy bereid was om jou storie te kom deel. Dis nie sommer enige persoon wat hier sal kom sit en hulle harte oopmaak oor die waarheid en die seer en waardeur jy as man moes gaan nie. Ek het op tyd gesit en hoendervleis gekry oor waardeur 'n vrou jou gesit het, want dis die goed wat ons hoor, vrouens deurgaan. Ja. Maar ons hoor nie dat mans hier deurgaan nie. Ons praat oor mental health, but what is mental health on the end of the day? As vrouens dit aan mans doen. Ja. Hoe wil ons 'n man ondersteun, maar dan is ons bereid om 'n man af te breek. So ek sê vir jou dankie. Ek glo en vertrou dat jou pad vorentoe gaan ongelooflik wees, veral met empowerment, want ek dink jy moes deur al hierdie goed in jou lewe gaan om hierdie platform te kon skep. Want hoe skep 'n mens hierdie platform van empowerment as jy nie fisies daardeur is nie? Precies. En dis wat ek ook altyd sê, ek kan met iemand vereenseldig wat 'n man verloor of 'n pa verloor of 'n ma verloor. Ek weet hoe dit voel. Ja. Maar ek kan nie vir iemand sê ek weet hoe jy voel as hulle 'n kind verloor nie. Want ek was nog nie daar nie. Ek het nou die dag 'n praatjie gehad waar ek vir mense gesê het, hoe sê jy vir iemand? Wat 'n boodskap gee jy vir daai persoon wat 'n kind verloor het? Want niks wat jy sê gaan dit maklik maak nie. Ek kan sê, ek weet hoe jy voel as jy sê jy het 'n man verloor, want ek is daardeur. Ja. Ek is daardeur wat 'n broer verloor het. Ek is daardeur met 'n skoonma, ek is daardeur met my eie ouers. So ek kan dit sê met 'n ouma, Precies. maar nie 'n kind nie. En ek moet eerlikwaar vir jou sê, my boetie en sy dogter is 5 dae, ek het jou vertel, 5 dae uit mekaar uit. Maar, ekskuus, ek kon tot vandag toe
nog nie vir sy vrou sê, ek is jammer oor die verlies van julle dogter nie. Ek kon nie. Maar dit is moeilik om dit, want dit gaan nie die kind terugbring nie. Dit gaan nie. En dit maak net seer. Want dis 'n kind wat nie nou al moes gaan nie. Sy was 27 jaar oud. Die vleuer van haar lewe. Sy was getroud. Sy was jonk. So ek wens jou net voorspoed toe met empowerment. Ek weet hier gaan 'n platform wees wat jy op die ouend gaan sê, hoe het dit so uitmekaar uitgebars dat ek nou net moet gaan werkswinkels aanbied. So ek wens jou voorspoed toe. Ek wens jou alle seën toe en sterkte met jou eie persoonlike journey. Maak tyd vir jouself. Dit is belangrik. Vind jouself. Ek love wat jy vroeër gesê het, you can't pour from an empty cup. Ja. En ons moet na onsself eers kyk. Yes. Foremost, ja, ons het al hierdie hoetjies wat ons aansit, maar first and foremost, ons is 'n mens en met gevoelens en dinge wat ons moet eers na onsself kyk. Selfcare is baie belangrik. Dit is baie belangrik. And if you need to delete people out of your life, then you delete them. You do that. Because it's important. Definitief. Hulle vat net. Jy kry van daai mense wat net wil hê, maar hulle maak jou leeg. Kyk, almal, en ek glo dit sterk dat elke persoon wat jy ontmoet het 'n season in jou lewe. Ja. Dit is nie noodwendig dat hulle vir ewig in jou lewe gaan wees nie. Maar wanneer die les wat jy moes leer of klaar is, dan is hulle uit jou lewe uit. As jy moet terugdink aan al die mense, het gedink ons gaan vriende wees tot en maar nee. Ja. Ek moet vir jou sê, ek dink ek is nou in daai seisoen van my lewe waar ek voel, weet jy wat, julle tap te veel van my. Ek kry niks terug nie. Julle wil net hê ek moet gee, maar wat maak jy om my vol te maak? So, as ek nie iets van jou af terugkry wat my vol maak nie, ek sê nie, jy moet vir my iets gee nie, maar al wat ek van jou vra is, gee 'n bietjie vir my positiwiteit terug. Dis al wat ek wil hê. Ek wil nie hê jy moet vir my blomme koop of sulke goed. Dit maak my nie vol nie. Dis mooi vir 'n dag of 2 en dan is dit dood. Ja. Maar ek moet ook vol wees. So ek het bietjie gaan kyk, wat maak my vol? En dit wat my vol maak, is waarna ek my aandag en my tyd gee. Weet, dit is so amazing wat jy dit sê, want jy moet gaan introspeksie doen. Ja. 'n Mens is geneig om jouself te verloor. Deur al jou trauma, jy verloor wie jy is. Jy verloor wie Charlene, wie Clyde is. Ek is iemand wat hou van lees. Ek hou van 'n view. Maar as ek nou moet terugdink, wanneer laas het ek 'n boek opgetel en actually gaan lees? Ek vind myself elke naweek op 'n wynplaas, want Ja. ek maak moeite ek is intentional daar om dit. It's your time to breathe, then. En ek voel, Ja. as ek daar wegstap, voel ek weer, vol. Ja. Is baie moeilik om op mense te depend. Ek is baie, ek is 'n ekstravertiese introvert. Ek kan met almal meng en ek kan met almal gesels, maar ek verkies eintlik my eie spasie. Ja. So dis die meeste van die tyd wanneer my seentjie by sy ma is, lê ek en ek gaan braai. Ek love om te braai. So dan braai ek alleen en ek sit my musiek aan en love dit net. En dit is nodig. Dit is nodig. Dit is nodig. Clyde, ek en jy kan nog vir ure gesels, maar ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie dat jy op Conversations with Matters was vandag. Dankie dat jy jou storie met ons kon deel. Ek glo en vertrou dat ons baie gaan nie stop nie. Ons gaan nog baie goed saam doen. Definitief. Ek sien uit na die pad vorentoe. Maar ek wens jou vir jou besigheid, vir jou persoonlike lewe en vir jou eie storie, wens ek jou net sterkte toe. Dankie so. En sterkte vir jou ook met Conversations. Is absolute amazing platform. Ek het gaan kyk na die vorige goedjies, ek love dit. Baie dankie. So ja. Ja, Conversations that Matters lê baie na in my hart, want dit gaan oor die mense van die vallei. Dit gaan oor ons mense wat daar buite stories het. Ja. Dit was Conversations that Matters met Charlene Elliott en Clyde Lakay.